Voor ons begin, kom ons bid net saam. Here ons God, ons dankie Here vir u goedheid en vir u liefde. Ons dankie Here ook dat ons as gelowiges vanoggend bymekaar kan wees rondom u woord. En waar ons met hierdie reeks gaan begin, is dit ons gebed Here dat u ons harte sal open en dat ons verstand sal oopmaak om te hoor wat u vir ons wil sê en dat dit ook 'n impak in ons lewe sal maak in 'n tyd waarin ons ingaan om te vier dat u lewe vir ons gegee het, sodat ons kinders van God genoem kan word. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So vir die volgende paar weke gaan ons praat oor ek is, en nee, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus, oor wie hy sê, want daar is 7 uitsprake wat hy in die Bybel maak om te sê, dan begin hy met die woorde ek is. Hy sê vir ons dat ek is die opstanding en die lewe. Ons gaan daaroor gesels. Hy sê ek is die wingerd en julle moet in my ingeplant wees, want as julle nie in my ingeplant is nie, kan julle niks doen nie. Hy sê vir ons dat hy is die goeie herder, hy is die een wat ons lei en ons beskerm. En vandag praat ons oor die feit dat Jesus Christus gesê het, ek is die lig vir die wêreld. Dat hy die een is wat inkom in mense se lewens, en daar waar dit donker is, en daar waar dit dood is, en daar waar daar hartseer is, dat hy sy lig op ons skyn, sodat ons sy goedheid kan ervaar, sodat ons kan weet wie Jesus Christus is in ons lewens. Die gedeelte wat ons gaan lees, kom uit Johannes hoofstuk 8. Miskien ken julle die gedeelte, en dit is die gedeelte waar Jesus Christus en die vrou wat in oorspel betrap is, ontmoet. Julle weet wat's oorspel, né? Dis as jy saam met iemand slaap wat nie jou man of jou vrou is nie, terwyl jy getroud is. Okay? Dis oorspel. En dan sê Jesus vir haar in vers 12, hy sê vir haar, en hy het vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So wie van julle is bang vir die donker? Niemand nie. Is dit net ek toe ek klein was, wat bang was vir die donker, nê? En jy kan ook nie met jou voet buitekant die laken slaap nie, want geen hand mag afhang nie, nê? Ek sien daar's koppe wat knik. Geen hand mag afhang nie en daar mag geen voet buitekant hang nie, want daar's monsters onder die bed, nê? Wat vir jou wag. En as jy wakker word en die maan skyn so 'n stukkie deur jou venster en jy sien die kas staan so klein bietjie oop, dan skree jy vir mamma en pappa want hulle moet dit kom toemaak, want die monsters gaan jou kom vang. En as ons net 'n nagliggie kan hê, net iewers moet daar net 'n liggie wees. Ek weet my kinders toe hulle klein was, die liggies moet maar brand hoor, en dan dat hulle net kan lyk of daar iets is. Dit is asof daar en selfs wanneer ons groter word, dan is daar asof ons hierdie vrees het vir die duisternis, want dit is 'n onbekende. Dis iets wat ons nie kan sien nie, en ons wil hê dat daar moet lig wees, sodat ons kan sien wat rondom ons aangaan. En selfs wanneer ons die woord van die Here lees, dan sien ons dat daar die hele tyd hierdie kontras is tussen lig en duisternis. Ons sien dat God aan die begin, toe hy alles geskaap het, het hy geskep lig en duisternis, dag en nag. Ons sien dat God uitgebeeld word as lig, terwyl Satan uitgebeeld word as prins van duisternis. Ons sien dat toe Jesus Christus vir Saulus ontmoet het, wat later Paulus geword het, dat die lig van Jesus Christus wat op hom geval het, het hom verblind. Maar dan het Jesus ook vir hom gesê, hy sê vir hom in Handelinge hoofstuk 26, hy sê vir hom, ek sal jou beskerm teen die volk Israel, teen sy eie mense, en teen die heidene nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. En nou sien ons dat in Johannes hoofstuk 8 gaan dit oor hierdie hele storie waar Jesus gekonfronteer word
deur die leiers van die kerk, die mense wat alles weet, wat alles in plek hou, wat die wet volg en alles nakom, en ook met 'n vrou wat in oorspel betrap is. En wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk, gaan ons kyk na hierdie deel in 3 dele. Die eerste deel gaan oor die wet, die tweede deel gaan oor die liefde, en die derde deel gaan oor die lig. So wanneer ons kyk na die wet, wat doen 'n wet? 'n Wet openbaar dit wat jy verkeerd doen. So die wet is daar, en as jy iets oortree, dan sê die wet vir jou dat jy is skuldig. So dit is wat die wet doen. En wanneer ons begin by hoofstuk 8 vers 2, dan staan daar: die volgende môre vroeg het hy wat Jesus is weer in die tempel, en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. So almal was daar. Almal het kom luister na wat Jesus gesê het. En dan staan daar: die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring van die mense staan. So hierdie ouens, plaas daarvan dat hulle nou eerder na Jesus geluister het, gaan soek hulle iemand wat iets verkeerd doen. En hulle kry toe nou die vrou. Dit laat jou dink dat hulle het haar waarskynlik dopgehou, hè? Want dit is op heterdaad wat sy betrap is. En hulle sê vir meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. So hierdie ouens kom en hulle is selfregverdigend. En hulle bring hierdie vrou voor Jesus, maar hulle sê niks van die man wat die aandeel het hier nie. So met ander woorde, daar's duidelik dubbelstandaarde wat hierdie ouens doen. En al wat hulle wil doen is hulle gryp hierdie vrou. Sy het waarskynlik nie eens kans gehad om klere aan te trek nie, dalk net 'n laken gegryp om haar net te kan toemaak, en hulle bring haar voor Jesus. So die vraag is sy skuldig? Is sy skuldig? Ja, sy is skuldig. Is dit wat sy gedoen het verkeerd? Is dit wat sy gedoen het sonde? So nie net is daar hierdie oomblik wat hulle haar tipe van gevang het wat sy verkeerd doen nie, maar hulle verneder haar om haar te bring en te laat staan tussen 'n klomp ander mense, en dan bring hulle haar na Jesus toe en sê vir hom, maar hierdie vrou, dit is wat sy gedoen het. Want Moses het gesê, in die wet het hy beveel om sulke vrouens te stenig. Maar wat sê u? Wat sê jy, Jesus? Wat moet ons doen? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. So dit uiteindelik het dit nie gegaan oor dit wat die vrou verkeerd gedoen het nie. Hulle het iemand gesoek om te blameer en om te probeer om Jesus Christus uit te vang, om te probeer uitvind, maar hy is nie regtig wie hy sê hy is nie. En dan sê hulle, in die wet staan daar, dit is wat moet gebeur. Hulle het iets gesoek om Jesus skuldig mee te bevind. Want sê Jesus, julle moet die vrou los, dan sê hy eintlik dat jy kan maak net wat jy wil. Dan sê hy eintlik die wet bestaan nie. Sê Jesus, jy weet, dat hulle haar moet stenig, dan verloor Jesus daardie ding wat hy sê, dat hy liefdevol is en dat hy genade het. So daar's eintlik hierdie catch-22, want wat gaan Jesus nou regtig waar doen? En dit wat hy gedoen het, is baie interessant. Maar voor ons daarby kom, wat doen die wet aan my en aan jou? Die wet kom sê vir ons, dat ons is skuldig, en moet asseblief tog net nie in vandag se tyd vir mense sê hulle is skuldig nie. Want almal regverdig hulle self oor die goed wat hulle doen. Almal regverdig hulle self. Moenie vir my sê ek moet lewe nie, moenie vir my sê wat ek mag doen nie, moenie vir my sê wat ek nie mag doen, want dit is my waarheid en ja, daar is die wet, maar dit is nie op my van toepassing nie, want ek besluit hoe ek my lewe sal lei. Of ons sê maar,
Ons moet die goeie in mense raak sien. Wel, die woord van God sê vir ons almal het gesondig, en daar is niks goeds in ons nie. In die oë van die wêreld kyk ons na goeie mense, en dan vra mense maar, hoekom gaan goeie mense hel toe? Want hulle het soveel goed gedoen in die gemeenskap. Goeie mense gaan nie hel toe nie, sondaars gaan. So of jy glo in Christus of jy doen nie. Dis die lig en die duisternis. En vanoggend, toe besef ek net weer eens, daar's net twee kante. Daar's net twee kante van hierdie saak. Of jy aanvaar dat Jesus Christus jou verlosser is en jy leef in die lig, of jy is aan die ander kant en jy leef in die duisternis. That's the bottom line. Daar's nie 'n middelweg nie. As jy nie in Christus glo nie, maak nie saak, jy kan nou 'n Hindu, 'n Boeddhis, 'n Moslim, 'n Jood, 'n whatever wees. As jy Jesus Christus nie aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker nie, dan is jy in die duisternis. Maak nie saak hoeveel goeie goed jy doen nie, want die lewe hierna word geskei tussen lig en duisternis. Hier kan jy nou maar maak wat jy wil. Die wet gaan vir jou sê, jy is verkeerd. Want in die oë van die wêreld, dit wat as ons goed doen, dan is ons okay. Nee, ons is nie. As ons doen wat God sê, is ons okay. So kom ons toets bietjie. Wie van julle het al ooit 'n leuen vertel? Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Okay? Jy kan as jy wil, as jy vandag wil uitkom en sê, Father, forgive me for I have sinned. Nee, is jy meer as welkom. Okay? Wie van julle het al ooit 'n leuen vertel? Wie van julle het al ooit iets gesteel? Nee? Steek maar my hand op, want hierdie pen skryf verskriklik lekker. En ek is seker die kerk gaan hom nie mis nie. Okay? Kerk het mos baie geld. Nee? So die kerk kan nuwe penne koop. Wie van julle het al ooit die Here se naam uitelik gebruik? Per ongeluk, nee? Dit gesê en selfs om te, ek beloof, ek sit my hand op die Bybel, dan weet jy, dis nie die waarheid nie. Maar ons gebruik God se naam in vain, nee? Dis nie net wat ons sê nie, dis ook wat ons beloof. Christus kom en hy sê dat ons mag nie iemand anders begeer nie. En dan sê hy, selfs al kyk jy net na iemand anders en jy begeer daardie persoon in jou hart, het jy klaar egbreek gepleeg. So wie skuldig? Of daai man by die gym, nee, met knoppe op knoppe en net spiere en daar's iets wat in jou gebeur, nee, dit maak iets wakker in jou. Manne, ons is maar baie feilbaar as dit by hierdie gedeelte kom. En dan sê Jesus vir ons, as ons net na iemand gekyk het, jy het nog niks gedoen nie, jy het nog niks gesê nie, jou oogies het nog net begin water, nee. Dan sê hy, as dit gebeur, het jy klaar egbreek gepleeg. So as ons sê dat ons hierdie goed gedoen het, dan is ons leenaars, ons is diewe, ons is egbreekers. En ons laster. En ons is skuldig voor die wet van God. Ons is almal sondaars. En hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goed besef? Want voordat ons nie besef hoe sondig ons is nie, gaan ons nie besef hoe nodig ons 'n redder het nie. Voordat ons nie besef hoe ver weg ons eintlik is van dit wat God vir ons wil sê nie, gaan ons nie regtig waar besef dat ons iemand soos Christus in ons lewe nodig het om ons los te maak, om ons vry te maak, om ons nuut te maak nie. Want die wet kom sê, as hierdie mense voor Jesus kom, die wet kom sê, hierdie vrou is skuldig. Maar die wet kom sê ook, ons is skuldig. Ons verdien God se straf. Ons het iemand nodig
wat ons kan red, wat ons kan vrymaak. Want die wet kom en sê vir ons waar ons verkeerd gedoen het en waarin ons skuldig is, en die liefde van God kom en dit openbaar God se genade. Want wat Jesus doen is, dis amper asof hy hulle ignoreer. Want hulle vra vir hom hierdie vraag, en dan lees ons, maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Nou wat hy geskryf het, weet ons nie. Daar's twee woorde in die Grieks. Die een is grafein en die ander een is katagrafein. Nou grafein beteken om te skryf, om neer te skryf. Katagrafein beteken om 'n klagstaat op te stel. So baie van die mense sê dat dit wat Jesus op die grond geskryf het, was die sonde en die oortredinge van al hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes wat hierdie vrou na hom toe gebring het. En dan in vers 7 staan dat toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en hy het vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daardie woorde wat sê skoon gewete. Daar's 'n vertaling wat sê without sin. Nou daai Griekse woord beteken nie net dat jy nie sonde het nie. Daai woord beteken dat jy nog nooit in jou lewe gesondig het nie en dat jy geen begeerte het om te sondig nie. Dit beteken dat jy totaal skoon is voor God, dat jy nog nooit in jou lewe iets verkeerd gedoen het nie, dat jy dit nie nou doen nie en dat jy geen begeerte het om dit te doen nie. En daar's net een persoon wat dit kan doen. En dit is God self. Hy is die enigste een en dit is die enigste plek in die Bybel waar hierdie woord gebruik word. Waar Jesus vir hulle sê, as julle skoon is, as jy nog nooit 'n begeerte gehad om enigiets verkeerd te doen nie, as jy nog nooit sonde gedoen het nie, dan is jy welkom om die eerste klip te gooi. Maar maak eers seker dat alles in jou lewe is reg. Maak eers seker dat jy nog nooit in jou lewe enigiets verkeerd gedoen het nie. Want hierdie vrou het definitief. En stelselmatig en dan het Jesus weer op sy knie gegaan en toe hy weer kyk, toe is al die mense weg en stelselmatig het al hierdie mense begin weggaan. En hierdie ouens maak dieselfde fout as wat baie van ons maak. Hulle sien die verkeerde in iemand anders se lewe. Hulle sien die sonde wat iemand anders doen. Hulle is vinnig om ander te oordeel en doen ons nie maar presies dieselfde nie. Is ons nie maar ook so dat ons kyk, ja, ek is dan nie so bad soos daai mense nie, né? Ek doen nie soveel verkeerde goed nie, so ek is eintlik okay. Terwyl die woord van God vir ons sê, ons is maar almal ewe skuldig. Ons het maar almal verkeerd gedoen, ons het maar almal misluk. Ons het maar almal oortree. Want die spieël is maar dof wanneer dit by ons eie foute kom. Ons is maklik om ander mense se raak te sien. Daarna het hy weer gebuk en hy het op die grond geskrywe. En toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Seker die oudste mense eerste, want hulle weet, hulle is seker die langste gelewe, so hulle die meeste aangejaag. So hulle is die ouens wat eerste weg is. Wat eerste geloop het nadat Jesus dit vir hulle gesê het. En al wie oorbly is Christus en hierdie vrou. Dit is die enigste mense wat oorbly. En Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou in die middel van die kring van die mense. Toe het hy regop gekom en hy vra vir haar, mevrou, waar is hulle? Waar is hierdie mense wat jou veroordeel het? Waar is hierdie mense wat jou aangekla het? Waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. En in die oomblik wat dit waarskynlik die donkerste in haar lewe was, want sy weet sy is skuldig, en sy staan voor die een wat haar kan veroordeel, die enigste een. Die enigste een wat sonder sonde is, en die enigste een wat rein lewe, en die enigste een wat geen begeerte het om te sondig nie, en sy staan voor Jesus Christus, en sy sê vir hom, niemand nie. Dit wat sy gedoen het, is verkeerd.
en sy verwag die straf. Ek dink vanoggend daaraan toe ons op skool was, nee, toe ons nog pak slaag gekry het in die goeie ou dae, nee, toe ons nog dissipline gehad het. As hulle vir jou sê jy kom saam en jy gaan na die hoof se kantoor toe. Nou kyk, mense, ons het 'n hoof gehad, nee. Hy het piesangs vir vingers gehad. Hy is huge, nee. En hy het so diep stem gehad. Hy het nooit die ander onderwysers wat wanneer ons in die oggende by mekaar kom, dan moes hulle 'n mikrofoon gebruik het om mee te praat. Hy praat net so, nee, dit weergalm. En as hulle vir jou sê ons vat jou so intoe, nee, dit is asof die lewe dreineer uit jou uit. Jy bid vir die wederkoms op pad so intoe, want jy weet wat gaan gebeur. En die ergste is nie as jy en die onderwyser saam daar instap nie, dis wanneer die onderwyser loop en jy is alleen in die hoof se teenwoordigheid. Want wat moet jy nou sê? Jy weet jy is skuldig. Jy weet jy is verkeerd. En dit is presies hoe hierdie vrou was, waarvoor toe sy voor Jesus gestaan het, want al haar skaamte en al haar sonde en haar donkerste gedeelte in haar lewe, staan sy voor Jesus Christus. En Jesus spreek hierdie woorde, vol liefde en genade, en hy sê, ek doen ook nie. Ek oordeel jou ook nie. Wie van julle het so nodig dat iemand vir jou hierdie woorde sê? Dat ek veroordeel jou ook nie. Dat ek aan jou liefde en genade bewys. Dat ek weet dat dit wat jy gedoen het is verkeerd. Dat dit wat jy gesê het was nie reg nie. Dat jy skuldig is, maar ek vergewe jou. En ek oordeel jou ook nie. Dat die skepper van alles, die een wat die mag het om haar te kan vernietig, om haar te kan na die verderf toe te stuur, is die een wat haar in haar oë kyk en vir haar sê, ek oordeel jou ook nie. En dat ons dit baie keer nodig het. En dat ek vanoggend vir jou wil sê is dat jy moet weet dat die skrif sê vir jou, dat as jy in Christus is daar geen meer veroordeling oor jou nie. Daar's geen meer veroordeling nie, want Christus het die prys betaal. Daar is niks wat jy mee kan oordeel nie. Ja, ons het 'n vyand wat in ons lewe inkom en vir ons kom sê, maar jy is nie goed genoeg nie, jy verdien nie God se genade nie, dit wat jy gedoen het is te veel en God kan jou nie vergewe nie. Hy kom en hy veroordeel ons en hy kla ons aan. Hy is die aanklaer, maar Christus staan tussen hom en God. En wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na ons deur Jesus Christus en Jesus Christus sê vir ons, ek het klaar die prys betaal. Jy is vergewe. Daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Ons moet ophou om te sê wat die wêreld van ons sê en ons moet sê wat God van ons sê. Dat Christus ons vrygekoop het. Dat hy ons nuut gemaak het. Dat ons moet verstaan dat dit wat Jesus Christus gedoen het is genoeg. Want sy het straf verdien. Want sy was skuldig. En tog gee hy dit nie. Totdat ons nie besef hoe sondig ons is nie, gaan ons nie besef die behoefte wat ons het vir 'n redder nie. En ons moet tog versigtig wees om daar te stop. Want Jesus sê vir haar, ek oordeel jou ook nie. En as jy met die mense praat, maar die Bybel sê, jy mag nie oordeel nie. Die Bybel sê, jy mag nie vir my sê wat ek mag doen en nie mag doen nie. Want as jy dit sê, dan oordeel jy. En dit is verkeerd. En dit is nie die regte ding om te doen nie.
Maar dit wat Christus volgende gedoen het, sal nie net vir hierdie vrou bevryding bring nie, maar ook vir elkeen van julle wat dit nodig het. Want die volgende ding wat hy vir haar gesê het, is dat moenie gaan en probeer om dit nie meer te doen nie. Hy sê vir haar, ek doen ook nie, ek oordeel ook nie, maar sondig nie meer nie. Moenie gaan probeer nie. Ek weet jy is nou maar net 'n mens, ek weet jy het nooit jou pa geken nie, ek weet jy voel vervreemd, ek weet jy vind jou liefde in die arms van ander mans en ag ek weet jy is swak en ek weet jy is 'n mens, maar probeer om dit nou nie te doen nie. Ek weet jy sukkel met pornografie en ek weet jy kan nie ophou om daarna te kyk nie en ek weet jy's net 'n man en ek weet jy is warmbloedig en ek weet jy het behoeftes en ek weet jy het begeertes. Probeer om nie te veel daarna te kyk nie. Ek weet dat wanneer dit met jou moeilik gaan in jou lewe, dan hou jy daarvan om ietsie te eet, hè? Eet nou maar die vla skyf, maar moenie die hele vla koek eet nie. Okay? Moenie te veel eet. Ek weet dit is baie moeilik by die werk en is stresvol en jy het net iets nodig om daai edge af te haal, maar moenie nie oorboord gaan, moenie nie probeer om nie te veel nie. Ek weet jy voel nie baie goed oor jouself nie, so met ander woorde jy moet skinder oor iemand anders om jouself te laat beter lyk, maar moet dit nie te veel doen nie. Jesus sê vir haar, hy sê gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Nie probeer nie. Hy sê vir hom, ek veroordeel jou ook nie, maar hou op met dit waarmee jy besig is. Stop, moenie probeer en as jy, nou, jy weet, ons verstaan ons as mense, hy sê hou op, want daarin lê ons vryheid. Daarin lê die manier hoe ons kan wegkom van al hierdie aanklagte wat teen ons gerig word. Daarin lê dit dat ons net moet ophou. En ja, ek weet, dit is nie altyd so maklik nie. Maar Jesus sê vir haar, ek vergewe jou en ek oordeel jou nie, maar hou op met dit waarmee jy besig is, want dit hou jou vasgevang in die duisternis en jy kan nie vrykom van dit wat in jou lewe aan die gang is nie. En ek wil vir jou sê vanoggend, wie dit ook al moet hoor, dat dit wat jou gevange hou en dit wat jou gebind hou, vandag kan jy daarvan ontslaa raak. Want daar's een persoon wat jou kan vrymaak en dis Christus. Nie ek nie, niemand anders nie. Christus kan dit doen. En ek kan getuig uit my eie lewe dat daar goed is wat ek moes gelos het en dat dit gebeur het. Maar dit kom nie uit myself uit nie. Want uit myself is ek nog steeds lus daarvoor. Maar dit kom slegs deur te weet dat Christus die een is wat ons vrymaak. Want die wet kom sê vir ons waar ons skuldig is. Die liefde kom vertel ons van God se genade en die lig kom sê vir ons dat daar is hoop. Dat daar is hoop vir herstel, dat daar is hoop vir nuut word, dat daar is hoop vir verandering. Dat ons moet ophou sondig. Dat ons nie meer in die duisternis hoef te leef nie, maar dat ons in sy lig kan wees. Want vers 12 sê vir ons, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Christus is nie net die lig vir die wêreld. Christus word die lig vir haar wêreld. Vir haar duisternis, vir haar sonde, vir haar oortreding. En Christus is nie net die lig vir die wêreld nie, maar hy is die lig vir jou wêreld. En miskien sit jy hier vanoggend en dit voel asof alles in jou lewe is besig om in mekaar te val. Alles is besig om op 'n punt te kom waar jy voel dat jy geen beheer meer het nie. Ek het so gevoel in hierdie week.
Dat ek loop daar by die werk en dit voel vir my of alles val net uitmekaar uit. Almal maak wat hulle wil. Hulle is soos 'n klomp katte. En jy weet, skape kan jy nog bymekaar maak, maar katte is moeilik. En ons het 4 van hulle. Vra my, ek weet. Jy kry nie goed bymekaar gemaak nie. En dit voel net asof dit wat jy doen, hoe meer jy iets probeer, hoe verder sak jy in hierdie moddermoeras in en in hierdie duisternis in. En dat vanoggend wil Christus vir jou kom sê, ek is die lig vir die wêreld, maar ek is nie net die lig vir die wêreld daar buite nie, ek is die lig vir jou wêreld. Wat alles kan uitdoof, wat jou so skei van God. Hy is die een wat nuwe lewe gee. Hy is die een wat ons nuut maak. Ja, die wet kla ons aan en die wet sê vir ons wat ons verkeerd gedoen het. En die woord van God kom oortuig ons baie keer van dit wat ons verkeerd gedoen het. Maar dan kom Christus en hy kom sê vir ons, maar my liefde en my genade is vir jou genoeg. Want ek het die prys betaal. Die oordeel is verby. En ek oordeel jou ook nie meer nie. Maar dan moedig hy ons aan, daar's 'n dringendheid wat hy by ons wil inbring om vir ons te sê, gaan en sondig nie meer nie. Hou op. Hou op om te doen dit waarmee jy besig is. Want dit vernietig jou lewe, dit vernietig jou getuienis. En dat ons geroep word om kinders van God te wees. Want die lig wat hy vir ons bring, maak ons lewe nuut. Sy liefde, sy genade, reinig ons van al ons sondes. En die teenwoordigheid, sy lig, die teenwoordigheid in ons lewens, verwyder alle skaamte van ons. Dit maak nie saak hoe donker 'n plek is nie. Al is die kersie so klein, daai kersies wat jy op die koek sit. As jy hom aansteek, is die donker verby. Jy kan nie nog donker ingooi om dit weg te vat. As daar een liggie brand in duisternis, is die duisternis verby. En God kom sê vanoggend vir jou, ek is nie net die lig vir die wêreld nie, maar ek is die lig vir jou wêreld. Dan van jy vandag kan vrykom, dit wat jou vashou, dit wat jou bind, dit wat jou in duisternis hou, dit wat jou laat skaam voel oor dit wat jy gedoen het, dat Christus is die een wat ons lewens kan verander. Here, ons dankie Here God vir die lig vir die wêreld en dat Jesus Christus, dat U die lig is in elkeen van ons se wêreld. Dat ten spyte van die duisternis wat ons ervaar, ten spyte van die hartseer, ten spyte van die aanklagte wat daar teen ons is, dat ons kan weet dat daar in Christus geen veroordeling meer is nie. Dat U die prys betaal het. Ek bid Here God in hierdie oggend dat U deur die krag van die Heilige Gees mense sal vrymaak. Mense sal nuut maak. Mense se lewens sal herstel. Dat Here God, dat U sal inkom daar waar daar soveel pyn is. Mense wat geliefdes afstaan. Dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Mense wat se huwelike onder aanval is, dat U teenwoordigheid dit sal heel maak en dit sal nuut maak. Want ons glo, Here, dat U die een is wat alles kan herstel. Dat U die lig is vir elkeen van ons se lewens. Ons dankie Here vir U goedheid en vir U liefde. En dat ons kan weet dat U altyd by ons is. Dat U ons beskerm en dat U vir ons wil vrede gee. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.